Geloof is bewuste risiko. Feitelik al ons keuses wat ons neem, het 'n element van risiko wat ons in gedagte hou. Nou risiko is iets wat jy twee goed te gelyktydig vashou. Aan die een kant is daar die oorweeg van hoe groot is die waarskynlikheid of kans dat iets sal gebeur. En aan die ander kant is die vraag, hoe ernstig gaan die impak daarvan wees? In die sakewêreld sal mense dus praat van 'n berekende risiko. In die geloofslewe is daar ook bewuste risiko en dit word gekenmerk deur gehoorsaamheid. Dis om God gehoorsaam te wees en in die rigting van sy leiding te beweeg, ongeag die gevolge. Toe Abraham byvoorbeeld destyds geroep is, was hy al 75 jaar oud. Ons lees in Genesis 12 vers 1. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Abraham het vir God gevolg sonder 'n kaart, sonder 'n tydskedule, sonder om te weet wat regtig op hom wag en op sy mense wag. En Abraham het getrek en dit het tot gevolg gehad 'n groot nasie. Nou Pritchard redeneer in sy klein boekie oor kwantumsprong, U-square, dat gereedheid jou kan terughou, want dis nie 'n voorvereiste nie. Mense wat wag tot hulle gereed voel, wag gewoonlik te lank. Jy sal nooit gereed voel om 'n kwantumsprong te neem nie, want 'n kwantumsprong het altyd risiko, want dis totaal vernuwend. Dikwels voel jy dit in die vorm van interne weerstand, omdat dit anders, vreemd, riskant voel. Risiko voel gevaarlik, wanneer jy werk vanuit die vashou aan sekerheid. Maar vanuit die perspektief van geloof, is dit eintlik net gehoorsaamheid aan 'n stem wat groter is as jou angs. Abraham het 'n bewuste risiko geneem, want hy het gekies om God te vertrou en God te volg. Sy kwantumsprong was meer as 'n waagstuk, dit was vertroue. So die vraag is vandag, wat bly jy uitstel omdat dit vir jou te riskant voel? Onbekend is nie vir God onbekend nie, vertrou vir God. Leef geïnspireerd.